Jy luister na Dekveld Sport regstreeks hier op Pretoria FM. Ek is Arnold Gens, baie lekker om jou saam met ons te hê. En ek gaan sommer van die begin af, voor ek nog ons gaste aan jou voorstel, vir jou vra om vir ons op WhatsApp te kontak as jy enigsins 'n vraag het of 'n stelling of wat dit ook al mag wees. 066 374 6193. Weer 'n keer 066 374 6193. Ons praat soos ons 2 weke terug gepraat het, weer eens tennis en met rede. En Irene speel hulle 'n ATP toernooi en die man wat die hele lot aan mekaar moes sit, hy het hare gehad voor hierdie afgelope week, maar hy het nou niks oor nie. John Lafney die jager en dan 'n jong man wat in die top 10 in college tennis in Amerika is, Devin Badenhorst, is saam met ons. Manne, baie welkom by ons. Lekker om julle saam met ons te hê. Dankie Annie. Baie dankie. Goed om julle hier te hê. Kom ons begin net oudergewoonte met sportnuus en ek gaan julle kommentaar vra soos ons aangaan. Ek gaan begin deur die volgende vir julle te sê. Die Suid-Afrikaner Richard Stone het verlede Sondag met 2 houe in Antwerpe gewen. Dit was sy eerste Europese toertitel in 13 jaar. Kan jy dit glo? Stone het 'n verstommende nader op die 17de geslaan om 'n kort bytjie vir 'n arend in te slaan en hy het uiteindelik 'n ronde van 66 gehad, 18 onder vir die toernooi. Dis sy eerste titel sedert 2013 in die Johannesburgse Ope na 'n moeilike tyd met beserings. Maar hy is die groot ding. Van die 15 toernooie, die afgelope 15 toernooie op die DP Tour, het Suid-Afrikaners nou 6 gewen. Is dit nie wonderlik om te hoor nie? Dis amazing, hè. Dis amazing wat die Suid-Afrikaners so goed doen op die toer op die golf en ek dink die belangrike ding is aan daai goed. As jy sien hoe Suid-Afrikaners goed doen, dan motiveer dit jou en ek dink soos iemand soos Devin wat hier langs my sit en of dit nou die Blitsbokke is, wie bokke is, ons is so trots wanneer Suid-Afrikaners wen en dit motiveer jou om as jy ook op 'n daai posisie is waar jy kan speel op internasionale vlak om goed te doen, maar so belangrik vir ons land. Jy het nou eintlik my vraag gevat, want dit was presies die vraag. Devin, as mense na so iets kyk, of selfs die wêreldbeker wat die bokke wen, die Blitsbokke wat goed doen, die provinsie wat jou ondersteun wat ons net nou oor sal gesels, wat laat dit jou voel? Ja, verseker, ek dink in my sport en in my deel van wat ek doen, wil ek ook beter doen en ek dink dit inspireer ons om beter te doen vir die land en ek dink dit is dis 'n groot inspirasie vir ons almal om net op te kyk vir die res van die sportslede en net beter te wil doen in ons gedeelte. Ek bedoel, daar's 'n jong man wat 3 weke terug gewen het met 'n rekordtelling, selfde rekordtelling, die grootste rekordtelling ooit, 15 houe. Die enigste ander ou wat dit kon doen is Tiger Woods, Premland Juveral. En as jy kyk na wat hy gedoen het, jou mond hang oop en meeste mense sou gesê het, wie's hierdie laaitie? Jy weet, en dis die hele punt nie waar nie, Jael. Nee, dis ongelooflik. En deesdae en jou naam beteken 0. Ja. Beteken niks nie. Daar's soveel jong spelers wat deurkom en dit is ongelooflik vir al die sportsoorte want dit is nie net in een spesifieke sport dat ouens deurkom nie. En al die verskillende sporte, of nou tennis is, cricket is, golf is, as konstant jong spelers wat deurkom. Watter rugbyspan ondersteun jy, Devin? Die Blou Bulle. Jy's op die regte plek. Okay, want ons is net hier oorkant in die skaduwee. Ons gaan nie vanaand skaduwee nie, maar net hier langs Loftus. So met ander woorde, julle gaan effens ontstel wees om te hoor as ek vir julle sê Cheslin Colby is volgende jaar terug in die Stormerstreep. Is jy 'n Stormer? Jael? My heel eerste rugbywedstryd wat ek lewendig gekyk het, ek was 4 jaar oud gewees, saam met my pel Nommense, sy pa het ons gevat en dit was op Nieuweland gewees. En it's amazing. I mean, ek kom van Ermelo af. My pel het altyd vir my gesê jy moet vir Suidoos vir die Pumas skree. Wel, ek skree vir die Pumas van Jimmy Stonehouse het vir my skool gehou. Maar ja, ek is 'n WP en 'n Stormer ondersteuner van dat ek so ek sê 4 jaar oud is. En toe ek jou net nou die ding sê, toe sê jy ja, en die ander groot naam wat daar is natuurlik Wilco Louw wat terug is. Ja, ek dink dis 3 groot tekeninge vir die Stormers met Wilco wat daar gaan, Colby wat kom, Sia wat daar is. Ja. So ja, definitief dis groot signings vir die Stormers, so is goed. Ek gaan later met jou gesels oor wat die Vodacom Bulle se wedstryd teen Munster aanbetref. Dis nou Saterdag. En dan Blitsbokke, nuus van daar af, Valladolid in Spanje en die naweek speel die manne die tweede been van die HSBC Wêreldreeks. Hulle speel môre om 26-1 teen Brittanje en 'n openingswedstryd en dan later in die middag net na 15 Kenia. En 'n interessante ding vir my, ons het nou al klaar een been van die HSBC gewen, maar hierdie is nou die besigheidsdeel daarvan, Jael. En ek weet weer eens, dis so belangrik, jy doen gereeld werk met die ouens op 'n geestelike vlak. As jy nou so groote alreeds gewen het, halfpad deur die jaar, hoe kry jy jou kop reg vir nommer 2? Ek sê altyd jy moet gaan kyk wat is die volgende doelwit nou? Kan dit wees dat hulle eie rekord wat hulle nog ooit gehad het in hierdie reeks verbeter? Is hulle span wat nou miskien die 7 of die 8ste keer kan gewen en die enigste span word wat daai hoeveelheid rekords het. So jy moet die hele tyd vir jou doelwitte sit. Jy kan nie nou dink ons het nou klaar 6 gewen, is nou great, ons het klaar gewen nie. En ek dink en dis waar dit kom. Elke speler het sy eie doelwit. Hy het sy eie standaard
En dan het die span sy eie standaard. En wat is daai standaard om elke dag uit te gaan? Jy weet, ons het gepraat oor Tom Brady wat gesê het elke oefening is vir hom soos 'n Super Bowl Finals. So wanneer hy die Super Bowl Finals speel, dan is dit net 'n normale dag vir hom. Ja. En ek dink jy weet met Devin en Devin is nou jonk, jy weet hy het college tennis, hy begin nou speel op jy weet ATP Challengers en goed en dit is ek dink die boodskap wat ons weet wat ek aan hom gee en met ons nou in die kar is, het ons nou lekker gepraat oor die wedstryd en alles en wat is dit jou habits? Elke liewe dag hoe jy oefen, sodat dit wanneer jy speel dat die druk wat ons op onsself sit, want 'n druk kom van binnekant af, druk kom nie van buitekant af en dat dit nie al hoe minder is, want die ouens wat suksesvol is die ouens wanneer daar druk is op hulle, wanneer hulle normaal is, hulle fokus op die goedjies wat hulle moet doen sodat hulle kan goed execute en dan maak nie saak wat die situasie is nie, hulle weet en hulle vertrou hulle self dat hulle wanneer dit saak maak, kan hulle perform. Dit klink ongelooflik en dis egter so 'n moeilike ding om altyd in mense kop in te kry want wat het 'n dominee een keer vir my gesê in die Oosrand, why don't you doubt your doubts? Dis nogal interessant. Ja. Why don't you doubt your doubts? As jy mooi daaroor gaan dink, dis soos dankie gesê het vir Shrek, there is layers and layers to that wat jy kan wegskeer vir altyd. Nou daar's 'n klein toernooitjie in Parys. Roland Garros wat op die oomblik aan die gang is. Die tweede ronde en die derde ronde wedstryd is aan die gang. Novak Djokovic wat in 4 stelle gewen het teen Valentin Royer en soos ons net nou gaan hoor, nou het die pad so effens oopgemaak, maar kom ons Devin praat net gou-gou vir my oor hoe jy op jou ouderdom voel om te kyk na 'n ou soos Djokovic wat 25 Grand Slams jag. Wat doen dit vir jou in jou loopbaan en wat sien jy daaruit? Wat leer jy daaruit? Ja, ek dink vir hom is die standaarde wat hy vir homself sit en ja, ek meen hy's 'n idol wat ek voor opkyk en hy's iemand wat ek soos wil wees eendag en ja, ek weet nie of daar enigiemand is wat weer dit in die sport gaan doen nie, sal ek sê wat 25 Grand Slams kan wen nie soos hy, maar ja, die pad is nou 'n bietjie oop vir hom en ek hoop en bid dat hierdie die een is want hy's iemand wat ek vandat ek jonk is opkyk voor alles wat hy deurgegaan het as 'n kind en ek dink dis net iets wat ek voorstreef eendag en iemand soos ek wil wees eendag, ja. Wat inspireer jou regtig van hom? Wat as daar een faktor is? Ek dink net alles wat hy deur is, soos hy praat van sy storie, mense weet nie baie van alles van sy huishouding en die bomme en goed, hy in die huise, die oorlog en alles wat hy deur is as 'n kind nie en mense verstaan nie regtig op die baan die goed as hy die raket breek of iets, maar hoe hy groot geword het en ek het eintlik 'n Serbian spanmaat gehad in Baylor en dan leer jy hulle beter ken in 'n manier en jy verstaan dit is hulle kultuur en dis hoe hulle groot geword het, so ja, dis net amazing om te sien. Pragtig. So hy het gewen 6-3, 6-2, 7-6 en toe 9-7 met daai uitspeel, die valbuil stel en toe 6-3. Hoe lyk sy spel vir jou? Jy kyk altyd na 'n speler en dan sê jy hy's besig om goed te beweeg. Hoe beweeg Djokovic vir jou? Ja, right. Ons het die ding van Djokovic, hy het nie 'n fantastiese voorbereiding gehad vir die Franse Open nie. Die goeie ding is hy spaar uit sy liggaam gespaar, so hy's vars, hy's miskien tennis gewys nog nie waar hy wil wees nie. Hy het gisterand gesê hy het nie 'n great job gedoen want hy het bietjie langer op die baan, was verskriklik warm geweest gister om 4 stelle te speel, onnodig om vir so lank 4 ure op die baan te wees nie. Maar ek dink die feit dat Sinner nou uit is. Ja. En ons gaan nou daarby kom. Ja, en almal is nou ewe skielik okay, nou het ons 'n kans. Ja. Want elke liewe ou in daai draw sê nou ek het nou 'n kans en ek dink vir Novak, hy het nou 'n kans want hy moet nou ouens soos 'n Zverev, hy moet nou ou soos 'n Ruud wen wat baie moeilik is. Ja, maar dit is baie makliker as om 'n Sinner te wen. Verseker. So albei van hulle wat jy nou net genoem het, Alex Zverev en Casper Ruud, is albei deur, maar ek moet bieg vir my luisteraars en ons kykers dat ek die eerste 2 stelle gekyk het en toe dis dit. Toe skryf ek neer, hy's gemaklik deur. Ek het hier geskryf op 'n japtrap deur. Nou moet ek skryf op 'n japtrap uit, want op die ou einde het José Manuel Cerundolo, die 54ste gekeerde speler in die wêreld, om uitgeskakel in 5 stelle. Ek sal bitter graag wil hoor wat jy sê, Devin. Ek dink in tennis mense verstaan nie as jy so ver voor is, hy's wêreldnommer 1, jy kan sien in tennis gebeur dit met enigiemand, pressure, miskien expectations vir hom nou met Alcaraz wat nie daar is nie en hy het miskien gedink dat hierdie toernooi is waar hy nog 'n Grand Slam gaan wen en ja, dis moeilik. Ek dink tennis is 'n baie moeilike sport. Jy kan so ver voor wees, maar jy kan nog steeds 'n manier vind om te verloor. So 'n manier vind om te verloor. Ek hou nie daarvan as jy dit so sê. Ja, 'n manier vind om te verloor. Hy was 5-1 op in die 3de stel gewees en
Ek weet nie hoe nie, maar toe ek weer op my foon kyk, te sien ek hy's in die 5de stel en hy's besig om te verloor. So ja, dis amazing. Maar dis interessant want hulle sê blykbaar hy het nie opgestaan, het hy nie goed gevoel nie en hy het krampe gekry. Dis verskriklik warm op die oomblik in Parys. So baie mense gister toe hy het in 5 stelle gewen. Hy het die wenner geslaan en toe val hy. Ja. En hy kon nie opkom nie. Ja. Sy opponent het hom geloop, sy hand geskit en weggeloop en hy het probeer opstaan, maar niemand het hom gehelp nie. So en Sinner blykbaar jy kan nie 6-2, 6-3, 5-1 opwees Sinner en dan letterlik wen jy 2 potte vir die res van die wedstryd nie. En die wêreld se nommer 1. So ek sou graag wil weet wat het gebeur met hom en alles en maar hy het so baie tennis gespeel die afgelope ruk. So baie tennis, ongelooflik. En dit is eintlik jammer want dit vat iets bietjie weg van die Franse Ope want ek wil my call was altyd op die einde van die dag gaan hy meer slams het as Alcaraz want ek is nie 'n Alcaraz of Sinner supporter nie. Ek is hulle albei want ek dink hulle is ongelooflik vir ons sport. Maar ja, nou die Franse Ope is nou oop. En onthou hy het nog nie een van hulle nie. Die Grand Slam is nog nie voltooi nie. Hy het Roland Garros nodig op sy CV om die ding vol te maak. Ja, definitief. So gaan hierdie jaar gebeur nie. Ons weet dit dan ten minste. En dan het jy 'n baie interessante ding, 17-jarige jong Franse seentjie, 17 jaar oud, jong Kalmey en hy's deur. Maar ek dink Devin moet daar praat want Devin is ook nou jonk en hoe hy dit sien. Ja, ek dink ek weet nie, dis moeilik vir my om te sien partykeer as iemand so jonk so goed doen. Maar ja nee, dit is spesiaal. Daar's kinders daar buite soos iemand wat 17 is om iets soos dit te doen is baie spesiaal en ja, dis moeilik. Ek sal sê veral in 'n Grand Slam, dis nie maklik nie. Vir my nou ek geleer het in die Challenger level is daar spelers wat baie goed is en dan op 'n Grand Slam level om op 17 dit te doen is amazing. So ek weet nie. En dan hy's 'n Fransman. So al die druk wat op hom is. Eerste ronde gewen, uiteindelik 'n maklike tweede ronde gehad in die res van die ouens waar daar is tweede rondes, die druk wat op hom was en om deur te kom 7-6 in die derde. Ek het nog nie die einde van die wedstryd gesien nie, maar ek kan net dink daai Frans het mal gegaan. Maar hy is 'n jong Memphis. Hy's lank. Hy beweeg ongelooflik goed. So ja, ek dink daar's 'n ongelooflike goeie toekoms vir hom. Sy groot ding gaan wees is jou eerste jaar op die toer is jou maklike jaar want niemand ken jou nie. Hulle weet nie om jou te jol nie. En dan begin ouens jou uit te figure. Ons sê altyd tweede jaar, as jy tweede jaar goed is, derde jaar goed is, dan weet jy hierdie dan is jy 'n proper speler. Ja. Net so terloops voordat ons aanskuif, vroue, een of twee verrassings daar ook natuurlik. Ja, Elena Rybakina, dis my girl daai, sy speel in my span en ek kon nie glo toe sy verloor het nie. Ja. As gevolg van die groot toernooi wat in Pretoria aan die gang is, kan ek nie so baie die klein toernooi daar in Parys volg nie. Maar ja, ek was bietjie, dit was vir my dit was 'n groot upset daai gewees, maar jy weet iemand soos Swiatek het baie goed gedoen. Sy hou van die klei. Sy doen baie goed. Coco Gauff, ek dink sy moet definitief een van die gunstelinge wees om te wen want sy speel goed op die klei, goed gedoen in Italië. So ja, dit gaan is nog 'n lang rukkie voor die finaal kom, so baie dinge kan gebeur, maar dis ja, is ongelooflike tennis daar by Roland Garros. Majors is 'n marathon, daar is nou geen twyfel omtrent nie. Jy luister regstreeks na Dekveld Sport hier op Pretoria FM en my ateljeegaste is Janelle De Jager en Devin Badenhorst. Ons gesels net hierna oor die groter toernooi as daar is wat in die Franse kapitaal, die hoofstad gebeur. Dis veel belangriker net hier om die draai by Arini en dis net hierna. Jy luister na Dekveld Sport op Pretoria FM. Ek is Arnold Geerts. Hierdie is Dekveld Sport en ons gesels weer eens tennis. Nou ja, net voordat ons afstap van die Franse Ope, jy sê my daar's 'n hele paar Suid-Afrikaners wat nog steeds betrokke is by die dubbels. Ja, in die enkels so Philip Henning speel môre in die kwartfinale teen die tweede gekeerde Stefano Napolitano en dan in die dubbels het ons van die 8 spelers, daar 6 van Afrika. So eerste dubbelswedstryd Kolomotsi en Conor van Skalkwyk, Suid-Afrika en Namibië speel teen 2 spelers van Tunesië, Alkaya en Azkara en dan in die ander semifinaal speel Philip Henning, Suid-Afrika en Benjamin Locke van Zimbabwe. Speel hulle teen 2 spelers van Frankryk en Latvië. So die Afrika spelers hou die dubbels, die Southern African doubles. Mooi man. Ja, history aan die gang. aan die Wat gang, was daai Italianer se naam en van?
Stefano Dit- Napolitano. Klink soos 'n roomhuis. Hy sal hom maklik klop man. Ja nee, hy gaan hom flat maak as 'n pizza. Goed, kom ons gesels Rise Arini in die Hmm. ATP toernooi. Devin, goeie eerste wedstryd vir jou, ongelukkig vasgeval in die tweede een. Vat ons net terug na die eerste wedstryd voordat ons praat oor waar jy vasgeval het. Ja, so ek het die eerste wedstryd gespeel teen die nommer 5 gekeer, 'n Japaneese ouetjie. Hy's 300 in die wêreld gewees. Goeie eerste wedstryd vir my gewees. Goed gevoel daar buite. Daar's 'n paar familie en vriende wat kom support gewys het, so dit het bietjie meer spesiaal gewees om by die huis te wen en ja, ek sal sê dit was 'n vinnige ene gewees sonder om baie arrogant te klink, maar ja, was 'n goeie wedstryd gewees, lekker gespeel en ja, baie lekker kondisies vir my gewees. Skoonstelle. Skoonstel. Goed, en toe wedstryd nommer 2. Ja, wedstryd nommer 2 ek was 3-1 op in die eerste stel gewees. Ek sal sê bietjie gerelax toe ek 3-1 opgegaan het, maar dit was 'n goeie wedstryd gewees. Die ouetjie wat ek teen gespeel het, ook 'n ouetjie wat 300 in die wêreld gekeer is en baie goed gespeel van hom. Ek dink hy het baie adjustments gemaak, sal ek sê, om die wedstryd te verander en ja, ek sal sê ek het goed gedoen, maar baie geleer uit die wedstryd uit om in te gaan in volgende week en baie goeie feedback gekry. Luister, as dit met Jannik Sinner kan gebeur, kan dit met jou gebeur. Dis alright, ek sê, dis alright. Coach, hoe het dit vir jou gelyk? Kyk, ek dink dit is vir Devin sy wapen is hy dien. Ek dink hy sal saamstem. Ek dink hy het nie so goed gedien nie, as hy beter dien as sy wapen. As hy goed dien, dan is hy baie moeilik om te wen, veral op hoë lugdruk. Maar ja, soos ek sê, ons het hy het baie geleer uit. Ek dink vir die volgende toernooi is dit baie goed. Die ding wat vir my verblywend is, nie net van Devin nie, maar hoeveelheid Suid-Afrikaners ons die geleentheid gegee het om te speel, en dis waarom ons hierdie toernooie doen, om vir die Suid-Afrikaanse spelers die geleentheid te gee om te kan speel. Ons het eerste ronde was daar 5 Suid-Afrikaners in die hooftrek en 4 van hulle het gewen. En dis net meer punte wat hulle kry. Ja. Philip is nou daar by 300, hy's nou in die kwartfinale. Die punte wat hulle kry is net soveel meer. Cole Connor is nou in die semifinaal. Dis ek dink is Connor se eerste punte wat hy kry en iewes skielik het hy as hy in 'n future gaan speel, dan moet hy omtrent 2 toernooie wen om daai hoeveelheid punte te kry. So dis die geleentheid wat ons kan skep vir die spelers met hierdie challenges wat ons aanbied. En ek dink dis die grootste voordeel van almal. Verduidelik net gou-gou vir die mense wat na ons luister en na ons kyk, hoe werk die verskillende toernooie weer asseblief in die ATP set? So tennis is eintlik 'n baie confusing, as jy kan sê, want die 15000s en die 30000s wat die bottom is, word gehardloop deur die ITF, Internasionale Tennis Federasie. Dan begin die ATP se Challenger reeks wat van 'n Challenger 50 tot 'n Challenger 75 is. En die 50 beteken die punte wat hy kry, soos 'n 50, 75, 100, 125 en 175. Dan begin die ATP Tour events. Dan sit die 250s, die 500s en die 1000s en dan die Grand Slams word weer beheer deur die ITF wat nou die hulle wil hom Tennis World genoem word. So hierdie is nou die intree stadium van die Challengers, van die ATP Challengers. So ons het juist dit gedoen sodat baie van ons topspelers speel college tennis en om vir hulle die geleentheid te gee om te kan kom speel en dan spelers soos 'n Philip wat laas met college, Alec Beckley, Chris van Wyk, Mark van der Merwe wat nou probeer voltyd speel, gee vir hulle ook die geleentheid dan om te kan speel en by die huis, want ons het nou ITF toernooie gehad, ons het daar 6 gehad, ons het 2 in Pretoria gehad, 2 in Mbombela, 2 in Botswana en nou die 2 Challengers. So het eintlik vir 8 weke lank het hierdie spelers kans gehad om internasionale tennis te speel. Ja, dis wonderlik. Devin, as jy kyk na die geleentheid om voor jou tuiskade te speel, dit gebeur nie gereeld nie en inteendeel dit gebeur bitter min. Dit moet ongelooflik lekker gewees het. Ja, nee, dit was baie lekker. Dit was 'n goeie experience vir my gewees. Ek sal sê dit voel net baie spesiaal om by die huis te speel en alles wat ek dink in die laaste paar jaar het Tennis Suid-Afrika nie baie toernooie by die huis gehad nie en alles wat JL doen en Irene wat 'n great job doen vir ons om hierdie toernooie te speel. So baie tennisspelers van Suid-Afrika vir ons om hierdie tipe toernooie te speel met so ver travel oor die wêreld net en baie geld spandeer, sal ek sê, om hierdie toernooie te kan speel. En nou dat dit by die huis is, maak dit net baie meer spesiaal vir ons. Ons hoef nie op die vlug te klim nie. Ons is net jy's terug by die huis, speel voor familie en vriende en dis net soos 'n droom wat waar kom wat jy voor hierdie tipe toernooie voor sulke mense kan speel. En jou eie kos. Ja, Dis exactly, dis die braaivleis. belangrikste. Braaivleis en Baie boerebors. biltong, ja. As jy vir ons 'n WhatsApp wil stuur, die nommer is 0663746193. Ons staan by. Jael, hoe maklik of aldus hoe moeilik was dit om die toernooie hier te kon kry? Want daar's nou 3 van hulle in 'n ry. Ek sou aanneem
nie die maklikste ding in die hele wêreld om te doen nie. Nee, Annie, want dit gaan maar altyd oor geld. Dit gaan oor Mm. geld, dit gaan oor borgskappe. Ja, ons het 'n investor gehad van Amerika wat vir ons gehelp het om die toernooi om die geld voor te skiet om te sê hierso is geld sodat ons die toernooi kan hou en om nou met ons borge kry. So ek is baie dankbaar. Ek's baie dankbaar vir Afkri. Afkri is een van ons groot borge. Hulle het ingeklim. Irene Hotel het ingeklim. M&T het ingeklim. Momentum is deel van dit. So ons is baie bevoorreg. Nou die groot ding is om vir hulle en vir ander borge te wys wat kan ons doen met die toernooie. Soos ek sê, ons bou maar die plan vir ons is ons wil 'n festival hou en die tema is tennis. So ons wil dit hê waar daar tennis is, waar daar musiekkonserte is, waar daar 'n boeremark is, waar en dis iets wat Craig Tiley wat die CEO was van Tennis Australië gewees. Hy is soos hy het my afgerig en soos 'n broer vir my en hy help ons baie want hy het die mees suksesvolste Grand Slam gehardloop. Hy is nou die nuwe CEO van die USDA en die US Open. So hy help ons baie met wat werk, wat nie werk nie en ons leer. Ons is klein en ons gaan groei. Maar ja, jy het borge nodig en tennis is 'n duur sport. Dit is 'n duur sport en ons werk gaan wees om vir mense te kan wys. Ons is baie bevoorreg want ek bedoel ons media doen baie goeie job. Ek is dankbaar vir die span wat ons het. My vernoot Holger Lars, sy vrou Karen, Judy my vrou wat betrokke is by die korsspan, ons media span almal. Irene Country Club. Is ongelooflik hoe nice daai mense is en hulle wil net help. Hulle wil dit net die beste maak. Is ongelooflike country club daai. En as jy nie mense het wat inkoop in jou visie nie, dan raak dit moeilik en ons is baie gelukkig en bevoorreg met almal wat deel is van hierdie span wat dit vir ons makliker maak om suksesvol te wees. So ja, nee, ons groot uitdaging nou is, hoe kan ons na die volgende vlak toe gaan? Hoe kan ons meer geld kry, meer borge kry wat wil inkoop en sê tennis is die sport waar ons wil wees? As iemand na ons luister vanaand wat sê, okay, dit klink nogal aanvaarbaar. Wat kry 'n borg uit so 'n toernooi uit? Wat sou 'n borg kan sê, maar hierdie klink vir my interessant. Annie, net om vir jou idee te gee en dit sê vir my dat daar 'n aanvraag is, dat mense opgewonde is, hulle wil weet wat aangaan. Ons het in die laaste 2,5 weke amper oor die 2,5 miljoen views net op ons sosiale platforms gehad. En dis ongelooflik vir ons. So, dit is nie eers die TV, radio, onderhoude, media wat skryf daaroor nie. Die SABC saai die finaal uit Saterdag. Die ATP stream dit live oor die hele wêreld. Sure. So dis baie blootstelling wat 'n borg kan kry. En natuurlik dit gee geleentheid vir ons lokale mense om kom kyk, die klub, die coaches, die jong spelers, want hulle besef nie daar was 4 ouens wat hierso speel wat in die qualifying van die Franse Ope gespeel het. So die standaard van spelers is op baie hoër. Die laaste keer wat ons hierdie standaard gehad het, dit was nou 'n hoër vlak, maar Roger en Rafa. Ja. So mense besef nie en jy luister as jy daar rondloop en die mense wat kom kyk sê, "Jo, die level van die tennis is so hoog. Ons kan nie glo dis hierso nie." En dis wat ons wil hê en soos ons kan groei. Ons wil van 50 na 75 toe gaan, na 100 toe gaan jy meer hoër ouens kry wat op die rankings is. So en dis wat ons wil hê. Ons wil hê dat internasionale tennis moet terugkom Suid-Afrika toe sodat ons die geleentheid kan gee vir mense om te kom kyk. En uiteindelik weer van ons lippe na die liewe Vader se ore toe, maar SA Open, nie waar nie, Devin? Sou dit nie wonderlik wees nie? Ja, nee, dit sal wonderlik wees. Ek dink dis wat ons almal wil soek. Al die spelers in Suid-Afrika soek 'n geleentheid soos hierdie wat ons nou het hierso en om net die meeste daarvan te maak en as ons meer en meer toernooie soos dit kan kry, doen dit net beter vir ons en ek dink baie meer spelers in Suid-Afrika gaan wil speel, baie jonger spelers en dan sal mense om voorop te kyk, veral as meer tennis spelers in Suid-Afrika dit maak soos Kevin Anderson of Lloyd Harris waar ek voor gekyk het en dis iemand wat ek gedroom het om eendag op TV te speel en as ons hierdie toernooie het, is die volgende stap is om op TV te speel. So ek dink hierdie is 'n great opportunity vir almal, vir jong spelers en ja, dis net amazing wat dit kan doen. Vertel vir ons gou-gou net jou paadjie na Baylor toe en die nommer 10 plek in die college ranglyste in Amerika. Hoe het jy hier uitgekom? Wat het dit gevat? Ja, nee, dit het baie gevat. Ek dink ek was op 'n jong ouderdom het ek baie van rugby gehou, baie van cricket gehou en atletiek en alles en Wat het jy gedoen atletiek gewys? Ek het atletiek 100 meter gehardloop en Met daai lyf van jou. Ja. 6 voet hoeveel? 6 voet 8, maar toe ek 13 was ek definitief nie 6 voet 8 nie, maar ja, ek het al daai sporte gespeel, baie van rugby en cricket gehou, maar toe op 14 het ek maar besluit hierdie is die pad wat ek wil gaan.
En ja, ek sal sê die beste besluit van my lewe gemaak om net tennis te speel en ja, dit is moeilik. As jy wil professionele tennis speel, sal ek sê dis baie geld en dis net baie dis taaf op die toer om van 15.000 na 30.000 toe te gaan en baie punte op te bou. Dit vat baie weke. So toe het ek besluit om college toe te gaan. En ja, dit my baie goed gedoen. Jy kry 'n graad op dieselfde tyd. Dis baie goeie facilities. Wat swat jy op die oomblik? Ek swat besigheid met 'n minor in communication. Goed. Ja. En dit was heel duidelik die regte ding want jou tennis het gegroei, nie waar nie? Ja, my tennis het baie gegroei. In Amerika die fasiliteite wat hulle daar het, die afrigters, Isak van der Merwe wat 'n Suid-Afrikaanse afrigter was, is daar by Baylor wat ten minste met iemand bietjie kan Afrikaans praat as ek so ver van die huis af is, maar ja, dis baie lekker en ja, hulle help ons baie en jy kry so baie uit dit uit om net in hierdie vlak te speel in college tennis en ek dink baie mense weet dit nie, so dit was 'n baie goeie besluit vir my gewees. Ek het 'n moeilike vraag vir julle albei. JL, wat sien jy in hom? Wat sien jy in hom wat jou regtig aantrek as 'n mens en as 'n speler? En die vraag kom op 'n ander manier na jou toe, hoor. Die eerste ding is, ek bedoel, ek sê altyd jy moet 'n kampioen mens wees voordat jy 'n kampioen in enigiets anders is en Devin is bevoorreg, hy het soos ek 2 ongelooflike coaches gehad, sy ma en sy pa. Hulle het 'n great job met hom gedoen. Die ding wat my excited maak oor hom is wanneer hy teen onder druk is en hy speel teen spelers wat baie goed is. Hy is nie bang nie. Hy lig sy game. Hy glo hy kan enigiemand wen. So en dit is wat jy nodig het, want waarna toe hy gaan elke week gaan hy teen ouens speel wat beter as hy is. En vir my is dit die ding is want baie ouens skram weg. Hulle wonder, hulle twyfel en nog van kleins af. Hy het nog nooit regtig weet as ek vir hom sê as hy 14 was, jy gaan teen hierdie ou speel en sy's reg om kom bring hom. Jy weet in dieselfde nou en ek dink college het baie goed gedoen en dis wat mense nie verstaan nie. Ek is 'n groot aanhanger van spelers moet college toe gaan. Want as in college word jy onder druk gesit. Jy speel teen ander spanne. Daar's ouens wat langs die baan sit en vir jou allerlei stories vertel en hoe goed jy is en hoe sleg jy is en weet wat gebeur met jou hond en jou kat en allerlei goed en jou meisie en goed. En dit leer jou om te kan fokus. Maar vir my, dit is die 2 goed. Eerstens, hy's 'n great kind. Ek sê hy's kind want hy is soos my kind en die feit dat hy nie bang is, hy's nie bang nie. En wat sien jy in JL? Wat trek jou aan as ek Ja, hierdie is 'n moeilike vraag, maar ek sal sê van kleins af het Joe was soos 'n sê oom Joe, maar hy was soos 'n rolmodel vir my gewees en veral soos ek was 5, 6 gewees toe ek vir oom Joe ontmoet het en eers 'n afrigter gewees en ek sal sê nou is hy soos 'n pa vir my omtrent sal ek sê en dis maar net baie spesiaal. Ek dink hy het op 'n baie hoë vlak tennis gespeel en ja, soos ek sê, ons het in die kar gepraat voor dit, toe sê hy met die regte mense in die kar ry om eendag daar uit te kom en ek dink definitief dis een van die goeie besluite wat ek in my lewe gemaak het om vir hom gel in my kar te sit. Ek dink nie ek weet nie hoeveel goed sal ek bereik het sonder hom nie, maar definitief nie so ver soos ek nou gekom het nie. Jy luister na die stem van jong Devin Badenhorst, een van ons top jong tennisspelers en ek dink jy gaan die stemmetjie nog 'n rukkie hoor. Die ander stem in die ateljee saam met my hier by Pretoria FM is JL de Jager. Ek is Arnold Geerts. Jy luister na Dekveld Sport. Dit gaan net hierna voort. Hierdie is Dekveld Sport en ons luister na ons 2 gaste en dis JL de Jager en jong Devin Badenhorst, ons gesels tennis. Devin, ek is verskriklik geïnteresseerd om te hoor, waar dink jy is jou loopbaan op pad op hierdie stadium? Hoe sien jy dit in die volgende jaar, 2 jaar, 3 jaar in die pad af? Ja, so vir my, ek's baie dankbaar met die span wat ek om my het. Ek het met by JL se Tennis Academy geoefen vandat ek jonk is en met coaches soos Denton en spelers soos almal, al die jong spelers in Suid-Afrika nou wat deur college gaan, wat terugkom, ek, Kolo, Connor, Luke, wat deur JL tennis werk. Ek dink hulle doen sulke goeie job met ons loopbane om ons te manage en goedjies soos dit. So ek dink die volgende paar jaar dit kan baie plekke gaan, maar ek dink die doelwit vir my is om top 100, top 50 in die wêreld te wees in die volgende paar jaar. So ja, dis waartoe ek wil gaan en ek dink ek kan dit maak en ek het die regte span om my, so ek's excited.
Gee my die korttermyntye, wanneer vang jy graad, wanneer maak jy klaar by Baylor? Ek maak klaar Mei, hierdie volgende jaar Volgende Mei, maak ek klaar, dan kry ek my graad en dan daarna gaan ek professionele tennis speel. Uitstekend. En van daar af, dis bietjie ver in die pad af, maar mense het nog nie regtig 'n idee van hoe dit van volgende Mei af gaan lyk nie waar nie. Ja, jy het nie regtig 'n idee nie. Die doelwit vir my weer volgende jaar Mei is om top 10 in college te eindig, want daar's 'n ATP Accelerator program waar jy 8 Challenger wildcards kry wat jy enige plek in die wêreld kan gebruik, en dan ja, die doelwit dan is om saam met Jael, Denton en almal te travel en dan te kyk hoe dit gaan en net dit stap vir stap te vat en hopelik 'n paar challengers te wen en dan op die toer te kom, ja. Klink my hy het dit alles uitgeorganiseer. Jael, hy het dit beplan. Dis daar. Ek is bly hy luister as ons met hom praat. Ek stem. Ja. So nee, ek dink Annie, dis die ding. College tennis was baie goed vir hom gewees. Isak en Michael het great gedoen by Baylor. Ek dink nou is hy in sy laaste jaar, nou dat hy gekwalifiseer het vir die 8 challengers, nou kan hy sy ranglysposisie accelerate. Dis wat die ATP's Accelerator program daarvoor is. So bietjie minder college wedstryde speel, bietjie meer challengers speel, kyk waar sy ranking is, net sekere wedstryde volgende jaar speel sodat hy weer kan kwalifiseer. Want die groot sy fokus moet nou is hy moet in die challengers speel. Fokus moet wees as hy met die top 300 breek en dan en is altyd jy wil top 300 breek, dan wil jy 150 breek en dan wil jy top 100 breek. Ja. Maar college tennis werk nogal op 'n snaakse en 'n interessante manier. Jy kan voorwees in jou wedstryd en as dit 4 wat ook al is, dan is dit verby. As jou opponente 4 wedstryde gewen het, cheers, sien jou volgende keer. Ja, so dit is 'n span ding. Dit is ek weet tennis is 'n individual sport sal ek sê, maar in college tennis leer jy om as 'n span te speel. Dit is doubles is op 3 bane, 1, 2 en 3 en dan die span wat 2 uit daai 3 doubles wen kry 1 punt. En dan sit hulle beste speler op 1 en ek sal nie sê slegte speler nie, want in 'n span is daar 10 tot 12 spelers op 'n span. Maar hulle sit hulle 6 beste enkelspelers uit en dan die span wat eerste tot 4 kom wen. So as ons singles enkelstel net 1 punt elk. So dan dit kan 4-2 wees en jy kan nog in jou wedstryd speel, maar as jy klaar is jy klaar. So jy hoop maar om vinnig te wen en nie vinnig te verloor nie. Ja. So gepraat van vinnig, ek wil daarom net sê ons het hier 'n WhatsApp van Anton wat wou weet enige nuus nou heeltemal van die punt af, maar ek gaan hom probeer antwoord oor Wade van Niekerk se besering en toekomstige deelname. Ek weet dat ek het so vroeër in die week, maandag of dinsdag, prentjies van hom gesien op Facebook en hy lyk in ongelooflike goeie vorm. En hy was kaalbolig besig om te oefen en toe ek na hom gekyk het was daar nie veel vet daar nie en dit het gelyk asof hy redelik vinnig hardloop. So dit wil vir my voorkom asof die besering wat hy by SA's opgedoen het by die nasionale kampioenskappe verby is. Ek weet nie of dis nie iets wat jy dophou nie, Jael. So Ja, Annie, die laaste 3-4 weke het ek minder geslaap. Ja, nee, ek is net gefokus. Ek sê dit so, Devon hulle al die Afrikaners speel en mense hardloop so rond om seker te maak dat alles werk agter die skerm. So ja, nee, ek het nie regtig nie. Ek gaan vir jou sê wat in die rugby gebeur want ek mis dit nie. So Anton, sover ek weet. Ekskuus, jy wou sê? Nee. Sover ek weet, ek verstaan hy's weer aan die oefen en natuurlik daar's 'n hele paar grootes wat kom insluit met die wêreldkampioenskappe en dies meer. So daar's baie om na uit te sien en ek sou aanneem Wade werk na die Olimpiese spele toe en dis natuurlik die grootste ding van die hele lot. Kom ons praat nou wat vir jou volgende week voorlê. Jy weet nou jy het 'n beter manier om vas te stel waar jou standaard behoort te wees en hoe voel jy daaroor vir volgende week? Ja, ek voel goed oor volgende week. Ek dink hierdie week het ek baie geleer oor wat om te verwag en hoe ek my emosies moet manage as ek speel en net 'n paar goedjies as feedback te kry soos my dien, wat moet beter wees volgende week, hoe ek moet beweeg, hoe ek my game style moet speel, sal ek sê. Ek dink op hierdie vlak almal is goed. Daar's nie een wedstryd wat jy gaan speel wat iemand nie goed is nie. So as ek nie my manier gaan speel nie, gaan ek nie wen nie en ek dink dit is goed vir my gewees om te leer hierdie week en ja, ek's excited vir volgende week en ja, ek hoop dit gaan goed gaan volgende week. Dis 'n interessante ding wat uitgekom het. Hoe om my emosies te beheer, het hy gesê. Dit is interessant want hy speel by die huis. Almal wil hy moet goed doen. Die familie is daar, almal wil hê jy moet goed doen en hoe hy dit kan beheer. Dis iets nuuts. Jy speel altyd vir 'n span. Nou speel jy vir jouself. Mense daar's groot verwagtinge en maar net hoe om te beheer. En ek het hom nou nie ook gesê as ons praat jy leer met die tyd. En net om te fokus op wat jy moet doen. Hy moet dit simpel hou. Hy moet nie dit moeilik vir hom maak nie en hy moet dit net geniet en op die einde van die dag dis wanneer hy op sy beste is.
Ek wil jou laastens vra, waar kry mense kaartjies vir die naweek en dan natuurlik volgende week met die volgende ATP toernooi wat julle by Irene het. Wat doen mense? Annie, hulle moet net na ons sosiale bladsy toe gaan, Rise Open. Rise Open en dan moet hulle maar net op die kaartjie link klik en die kaartjie is baie goedkoop. Ja, die naweek gaan goed wees. Môre semifinale en kwartfinale, Saterdag is die 2 semifinale van die enkels en die finaal en dan Sondag is dit die finaal, maar dan is daar baie tennis want dit is die kwalifiserende rondes van die volgende toernooi wat die Rise Centurion Open is. Aha. So volgende week is daar nog tennis by Irene. So baie tennis vir 2 weke lank. So ek wil regtig vir mense vra, kom ondersteun, kom kyk. Dis ongelooflike kwaliteit tennis en veral die naweek, finale die naweek gaan baie goed wees met die Suid-Afrikaners wat speel en dan om te kom kyk hoe speel internasionale spelers ook wat deelneem. Bring jou Suid-Afrikaanse vla in jou Springbok trui. Kom maak lawaai. Dis wat ons wil hê. Ja. Goed manne, voor ons tot sien sê, die Verenigde Rugby Kampioenskappe, die kwartfinale. Eerstens, ek sal jou nou maar vra, wat is jou span? Die Vodacom Bulle teen Munster, dis 1 uur Saterdag. Hoe sien jy daai in? Ja, ek sal definitief sê Bulle. Goed. Dis nou verkeerd om hier want ek vra die verkeerde mense. Ek is nou regtig besig om myself hier te hang. Die Stormers teen Cardiff om 3:30 Jael. Stormers. En dan 9 uur Saterdag aand Leinster Skitblad met die Lions. Hoe sien julle daai? Dit is nie twee van julle. Dit is 'n moeilike wedstryd vir die Lions, maar die laaste keer toe hulle Lions gespeel het, die Lions was daar gewees tot die laaste 10 minute. Toeval hulle uit die bus uit. Ja, so ek dink dit is 'n moeilike een vir hulle, maar ek dink die Lions het niks om te verloor nie en as daai span klik, is hulle 'n goeie span. Ek dink Cash doen ongelooflik en sy afrigters daar met die spelers wat hulle het. Die spelers ons glo, hulle het 50 punte op die bord gesit teen topspanne hierdie jaar. So hulle kan definitief hulle kan 'n upset doen. Ek dink een wat my bietjie ontstel, mense as hulle wen dan sê hulle oor die ander span het sleg gespeel. Ja, is nie reg nie. Nee, daai ons kan speel. Kan So nie ek hoop regtig hulle kan bietjie 'n upset veroorsaak die naweek. Ek stem. Devin, baie dankie vir jou tyd my jongman. Ek is baie beïndruk met jou en ek dink jy gaan nog mense verbaas. Volgende week sterkte, vlieg die vlag hoog. Baie dankie man. Jael, sterkte by die res van die toernooi. Ek hoop die hare groei terug. Thanks Annie, waardeer. Tot 'n volgende keer toe. Jy het geluister na Dekvaart Sport hier op Pretoria FM. Dankie dat jy saam geluister het. Ek is Arnold Geerts.